Geliefdes, as u Bybels vanmôre het, kan u saam met my blaai na Genesis hoofstuk 29. Genesis hoofstuk 29. Daar gaan ons lees vanaf vers 16 tot en met vers 35. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, nog voordat ons skuld erken of bely het U alreeds in U genade U hand na ons uitgestrek. Nog voordat ons besef het dat ons sondaars is, het U Seun na hierdie wêreld gestuur om die lewe te leef wat ons moes leef en om die dood te sterf wat ons moes sterf. En dit het U gedoen sodat die wat in U glo die ewige lewe kan hê. Dat daar kan hoop wees in hierdie wêreld. En dis die enigste rede hoekom ons hier is. Was dit nie vir U genade nie, was daar geen hoop. Dan was daar geen rede om hier by mekaar te wees nie. Maar omdat U die almagtige genadige God is, wat in barmhartigheid U kinders nader trek, daarom het U ons ook hier vanmôre by mekaar gebring. Met dankbaarheid in ons harte. Dis in dankbaarheid op ons verlossing dat ons nou antwoord en hier vanmôre voor U verskyn. Daarom bring ons aan U die lof en die dank en die eer as ons ook in hierdie oggend hier by mekaar is. Dankie vir elkeen wat U ook vanmôre geroep het om hier te kom luister na U woord, om U te kom aanbid en U te loof en te prys. Mag ons aanbidding vanmôre ook hier vir U aanneemlik wees. Mag U naam geheilig word en mag U koninkryk ook hier gebou word, sodat ons hier vandaan kan uitgaan en kan gaan vertel. Here, ons dink aan die wat siek is. Ons dink aan die bedse klein agterkleinkind wat seer gekry het, handjie wat seer gekry het, die dogtertjie. Ons vra dat U met haar sal wees, haar sal ten volle genees. Ons bid vir Tannie Letty wat steeds siek is, ongesteld is. Hier is ook ander, klein Janey wat ook seer gekry het. Ons bid vir elkeen wat hier is, wat siek is, wat kwale het, wat deur moeilike tye gaan. Ons bid en vra dat U asseblief met hulle sal wees. Maar daar is baie van ons wat ook 'n innerlike worsteling het. Dit gaan swaar met ons worstel deur dinge. En ons bid dat U ook daar vir ons sal wees. Ons kom dan vanmôre na U woord, na U huis om U woord te hoor. En ons gebed is dat U tot elkeen van ons nou sal spreek. En daarom bid ons, maak dit stil in ons gemoed, gee vir ons 'n rustigheid, sodat ons ook kan hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons saam uit Genesis hoofstuk 29. Nou jy sal sien, dit begin so half in die middel van 'n hoofstuk, maar in die prediking gaan ek vir julle verduidelik wat aangaan, so ek gaan nou nie voor die tyd vir julle verduidelik wat gebeur nie. Ons sal wel nou daar vir julle die breër prentjie gee. Genesis 29 vers 16. En Laban het 2 dogters gehad, die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal U 7 jaar dien vir Rachel, U jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. So daai 7 jaar het verbygevlieg, het vir hom soos niks gevoel nie, want hy was so verlief, hy kon net nie wag om met ou Rachel te trou, vir hom soos net 'n oogwink, toe sit verby. Toe sê Jakob vir Laban, gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar aan die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring. En hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het U my nou aangedoen?
was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. Net interessant, die meeste van ons uit sondagskool storieetjies het gedink, hy het gewerk vir 7 jaar, en toe trou hy met Lea, en toe werk hy nog 7 jaar, en toe trou hy met Rachel. Hy het gewerk vir 7 jaar, hy het getrou met Lea, na die trou het hy dadelik met Rachel getrou, en toe nog 7 jaar gewerk. So hy het nie eers aan die einde van die 14de jaar, hy het net nadat hy met Lea getrou het, 'n week later, toe trou hy met Rachel, maar toe moes hy nou werk, toe sy kontraksueel verbind vir nog 7 jaar. So dalk het jy op sondagskool jou verkeerd geleer. Ek het hierdie week eers dit raak gelees. So ek het dit nou eers, na hoeveel keer al deur hierdie teks het ek nou eers agtergekom. En Jakob het so gedoen, en hy het die volle bruilofsweek met haar gehou, en toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is en my hierdie een ook gegee. En sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem en sy het opgehou met baar. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Nou geliefdes, soos altyd, as jy in die Ou Testament 'n teks voor jou het, dan moet jy die konteks verstaan. Jy moet die agtergrond verstaan, anders dan gaan jy nie verstaan wat in die gedeelte aangaan. So ek wil vir julle so 'n bietjie die agtergrond gee. Jakob se familie was uit genade uitverkies. God het besluit, hy gaan hierdie familie uitverkies en hy gaan hulle gebruik vir sy plan. Maar hierdie familie het ook baie lyding deurgegaan. Dit was regtig nie altyd maklik geweest nie. Jakob se oupa was Abraham geweest. Ek glo jy ken die meeste van julle ken die verhaal van Abraham. God het aan Abraham verskyn en vir hom gesê, kyk hoe lyk hierdie wêreld. Kyk hoe stikkend is dit. Kyk hoe seer is, hoeveel seer is daar, in ongeluk, in pyn, in lyding, in tragedie en selfs dood. En God het vir hom gesê, ek gaan iets hieromtrent doen. Ek gaan hierdie wêreld genees en ek gaan jou familie gebruik om hierdie ding te laat gebeur. Ek gaan iemand in jou nageslag stuur, die Messias, die een wat hierdie wêreld gaan nuut maak, die een wat dit alles gaan verander. Jou familie gaan dit wees. So wat dit beteken, Abraham, dat in elke geslag wat kom, gaan daar van jou kinders wees. Maar een van daai kinders gaan die saaddraer wees. Uit een van hulle gaan elke keer die Messias se lyn vorm, die bloedlyn wees waaruit hierdie redder van die wêreld, hierdie verlosser gebore sal word. En daarom was hierdie 'n baie besondere familie. Maar ten spyte hiervan was hierdie familie getuister met baie lyding. Jy sal onthou, Abraham en Sara het mos lank gevat voor hulle kon kinders kry. En toe het hulle uiteindelik vir Isak. En toe Isak nou uiteindelik met Rebekka trou, het hulle lank gevat voor Rebekka swanger word. Maar sy word te swanger met 'n tweeling. En terwyl sy hierdie tweeling verwag, kom die profetiese woord van die Here na Isak toe en sê vir hom, jy het 2 seuns wat op pad is, maar die jonger een gaan die ouer een oorheers. Die jonger een is die een waaruit die saad van die Messias uiteindelik gaan voortvloei. Hy is die een wat ek gaan gebruik met die oog op die verlossing van hierdie wêreld. Toe word die 2 gebore en wat doen Isak? Hy kies toe nou vir Esau. Hy ignoreer die woord van God wat na hom toe gekom het. Hy trek vir Esau voor, hy bederf eintlik maar vir Esau. En dit het natuurlik nou niemand goed gedoen. Dit het nou die hele familie die mekaar gekrag. Want nou het uiteindelik wat gebeur het, is dat Esau sien ons het toe 'n eie sinnige en trotse mens geword. Hy het hierdie houding gehad van, hy is mos pappa se seentjie en hy kan niks verkeerd doen nie, want pa het hom natuurlik die hele tyd voorgetrek en gegee wat hy wil hê. Hy het die hele tyd sy sin gekry, en met die gevolg is hy het 'n sekere denkpatroon ontwikkel en hy het gedink hy is die een. En daarom het hy 'n sekere houding ingeslaan. Aan die ander kant het dit ook nie vir Jakob goed gedoen nie,
Want Jakob is die hele tyd nou probeer om sy pa se liefde wen en hy kon dit nooit doen nie, want hy was net nie die geliefde seun gewees nie. En daarom het hy en sy ma saamgespan, skelm gewees. Sy pa het eintlik bedrieg en gevat wat hulle wou gehad het. Julle ken mos die verhaal. Toe Isak al 'n ou man was, toe met hy die oudste seun, dit is die gebruik gewees, die oudste seun word geseën deur die pa. Dis so half 'n oordrag van nou word jy die volgende stamhoof. Dan kom die oudste seun in en dan lê hulle hande op en dan sit nou die seun word uitgespreek, jy vat nou oor by pa. En toe wat doen Jakob? Hy gaan gou toe Esau nie daar is nie, gaan slag hy gou 'n bokkie, sit die harige vel op sy arms en op sy nek en hy gaan na sy blinde pa toe en hy sê, maar ek is Esau, seën my. Onthou mos hoe hy op 'n skelme manier, slinkse manier uiteindelik die seën ontvang. Toe Esau dit uitvind, is hy woedend. Hy sê, ek gaan vir hierdie Jakob doodmaak. Daarom gryp Jakob sy goed in 'n hardloop. Hy vlug weg, hy gaan na sy ma se familie toe, oom Laban. Nou, vir Jakob was dit sekerlik gevoel of sy lewe verby is. Ek meen, alles het nou uitmekaar uitgeval. Hy het seker ook nie geweet, was dit nou God wat alles die mekaar gekrap het, of was dit nou sy skuld, omdat hy nou so droog gemaak het, maar alles is nou die mekaar. Hy was die een wat geseën is, hy was die een wat nou eintlik die familie moet lei. Hy is die stamhoof wat nou moet voorvat en die familie by mekaar moet hou, maar nou was sy broer om doodmaak omdat hy skelm was. En nou hardloop hy weg en hier kom hy by sy oom aan, geen geld, geen huis, nie eens in sy vaderland nie. Hy weet nie of hy sy ouers ooit weer sal sien nie. Alles is eintlik nou maar verwoes. En dis die agtergrond wat ons dalk net so 'n bietjie met in gedagte hou wat ons nou na ons teks toe gaan. En in ons teks van vanmôre sien ons hier's twee dele. Die een gaan oor Laban se plan wat hy gedink en gedoen het, en die ander gedeelte gaan oor Lea se lot. Wat het uiteindelik met Lea gebeur? Nou kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Laban se plan. Laban was nou Jakob se oom, Rebekka se broer, en hy hardloop toe waarskynlik het sy ma sê, maar gaan na oom Laban toe. Daar sal jy veilig wees. Hulle is daar deur ver. Niemand gaan jou daar gaan soek nie. Gaan bly by hom. Toe hy daar aankom, toe is hy nou wat ons nou vandag in die Engels sal noem, eintlik maar 'n charity case. Ag, ou Rachel se seentjie, die ou sagte enetjie wat toe nou eintlik maar niks vermag het nie. Hy het ook nou tot niks in staat nie. Kom ek vat hom nou maar in en kom dat hy nou maar help hier, sodat ons geen nou maar vir hom 'n ou kansie, dat hy nou maar ietsie doen hier so op die plaas by ons. En hy het so rukkie vir Laban gewerk en toe kom Laban agter, maar hierdie mannetjie kan werk. Hierdie ouetjie het nogal oomf. En daar waar hy vat, daar gebeur dit. Hy's 'n goeie herder, hy's 'n goeie opsigter, hy het bestuursvermoëns. En hy besef, maar as ek hierdie man kan gebruik in my diens, kan ek my boerderybedrywighede baie uitbrei. Ek kan 'n lekker geldjie maak as ek hierdie man aanwend. Ek moet hom net nie te veel betaal. Dit is altyd die balans, die van die wat mense het wat vir jou werk, as altyd daar 'n balans wat jy moet handhaaf. Ek moet hom vergoed, maar kan ek nou nie alles gee nie. En daarom kom Jakob, daarom kom hy dan na Jakob toe en hy sê vir hom, jy lyk vir my of jy wil werk, kom ons praat geld. Ek wil met jou 'n kontrak sluit. Kom ons kom ooreen, wat wil jy hê? Wat soek jy? Werk vir my, maar sê vir my, wat is jou prys? En Jakob sê dadelik, Rachel. Ek wil vir Rachel. Dis wat ek wil hê. Nou as jy met dis nou waar Jakob se foutjie is, as jy met 'n skelm praat, as jy met 'n bedrieger praat, dan moet jy nie jou swakpunte vir hulle sê nie. Jy moet nie vir hulle wys waar hulle jou swakste punt nie. En dis presies wat Jakob hier nou gedoen het. Want toe Laban sien hoe verlief is Jakob op Rachel, toe weet hy, nou kan hy van hom enigiets verwag. En jy sien, Jakob was 'n skelm, hy was 'n bedrieger, hy was 'n manipuleerder, maar dit runs in the family. Sy oom was ook, en sy oom het al 25 jaar meer ondervinding as hy, so hy het presies geweet wat om te doen. So hy het vir Jakob 'n bietjie ore aangesit. En Laban dink by homself, maar hier is 'n geleentheid vir my om van my probleme ontslae te raak. 2 van my grootste probleme kan ek hier op een slag oplos. En wat was Laban se probleem? Wel, die een probleem is hy wil geld gemaak het. Hy wil ryk wees. En die eerste ding wat hy sê is, wel, ek kan hierdie man aanstel, ek kan hom die minimum aanbied, want ek het hom ons nou hier beet, en hy wil graag met my dogter trou, so ek hou hom so arm as moontlik, dat hy net nie kan wegtrek nie, maar ek gee hom daarom genoeg om te oorleef, en hou ek hom so lank as moontlik in my diens, want dan kan ek geld maak. Ek gaan ryk word in hierdie proses. So dit was die een probleem wat ek kon oplos. Die ander probleem was Lea. Lees weer vers 16 en 17. Laban het 2 dogters gehad, die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. Nou wanneer daar staan
Lea het dowwe oë gehad, dan verwys dit nou nie eintlik na haar sig in die sin van sy kon nie lekker sien of iets. Dit kan seker ook dit wees. Baie kommentators sê sy het waarskynlik kon dalk nie lekker sien, ons weet nie. Maar die sin wys vir ons hier op dit vergelyk nie die twee dogters se oë nie, dit vergelyk die twee dogters. Dit gaan oor hoe hulle gelyk het. Dit gaan oor hierdie twee sissies. Nou waarskynlik het die een seker nou maar 'n bietjie skeel oog gehad of dalk 'n bietjie skildklier probleme in die oor begin uitspring. Ons weet nie wat aangaan. Ons weet nie presies hoe dit is nie, maar daar is duidelik iets fout met haar oë, maar die punt wat hier gemaak word is Lea was nie mooi nie. Lea was onaantreklik en Rachel was pragtig. Lea was die lelike eentjie wat nooit die swaan geword het nie. En Rachel was hierdie pragtige beeldskone meisie. En Laban het die probleem gehad. Laban het besef hy gaan sukkel om 'n man te kry vir Lea. Dis die realiteit. Hy het gedink ek gaan hierdie kind nooit in die huis uit kry nie. Daar gaan nooit 'n man wees wat bereid is om met haar te trou nie, sy is te lelik. Hard om te sê, maar dit was die realiteit van die tyd. Hy gaan met 'n plan maak. En toe sê hy, maar hier's my gape. Hier kan ek dit mos nou doen. Hier kan ek die dogter van my wat van my ontslaa raak. Want jy weet mos wat kos 'n kind in die huis, so hy wil natuurlik nog meer geld maak en die vinnigste wat jy dit gaan regkry, as kry hierdie klomp kinders wat op my nek lê uit die huis uit, kry hy vir haar 'n man, hy werk vir my, hy maak geld en hy sorg vir haar. Waarom? En dis die tipe man wat hy was. Dis wie Laban was. So wat doen hy? Hy sê vir Jakob, wat wil jy hê? Jakob sê, maar ek soek vir Rachel, en sê, is reg. Werk 7 jaar vir my. Maar kyk net die mooi antwoord hy is. As Jakob hom sê, ek soek Rachel, kyk na sy mooi woordkeuse. Lees weer vers 19. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. Hy het nooit gesê ja nie. Hy het nooit gesê ek gaan vir jou vir Rachel gee nie. Hy was uitgeslaap. Hy kon later vir Jakob sê, jammer, jy het nie die fynskrif gelees nie. Ek het nooit ja gesê nie. Jy het aanvaar dat ek ja gesê het, maar ek het nooit ja gesê nie. En daarom werk Jakob onwetend vir 7 jaar. En dan na 7 jaar sê hy uiteindelik vir Laban, ek het nou my werk voltooi, 7 jaar hard gewerk, gee my vrou. En Laban sê, goed, is reg. Kom ons reël die troue. Reël die troue, Jakob natuurlik uit sy vel uit opgewonde, want uiteindelik gaan hy vir Rachel kry. Dit wat hy nog voor gewag het die hele tyd, uiteindelik begin dit lyk asof iets begin regloop. Want hy tragedie op tragedie op tragedie deur sy hele lewe gehad, en hier kom die draaipunt nou, uiteindelik gaan vir Rachel kry. So begin die troufees, almal kuier natuurlik lekker. Hier in die middel van die eerste nag bring die pa sy dogter, soos wat gebruiklik was, totaal al gesluier, jy kan haar nie sien nie. Omhels mekaar, die seremonie vind plaas, hulle word in die huwelik bevestig. Na die tyd gaan hulle na die tent toe, saam na die bed. Nou ek neem aan, daar was seker ook maar drank betrokke, dat Jakob nie geweet het wie is wie nie. En ook daar's natuurlik nie lig in die Eskom wat nie bestaan nie, hy het nie gesien nie, hy weet nie. En die volgende oggend staan dat toe hy opstaan, toe die son opkom, dis nie Rachel nie, dis Lea. Hy het met Lea getrou. En nou is Jakob kwaad. Hardloop daar op Laban af, sê, jy het my bedrieg, hoekom het jy dit gedoen? Maar hy sê nie, wag so 'n bietjie, dis nie ons gebruik hier nie. Jy kan nie hier kom met jou storieetjies nie, ons gebruik is hier dat die oudste dogter eerste moet trou, ek kan nie die jongste dogter vir jou gee nie, die oudste moet eers getrou. En dan sê Jakob, nou wat moet ek dan doen? Hy is nou smoor verlief, hy soek daai vrou. Hy het gewerk vir Rachel. En sê hy, nou is reg. Maak eers hierdie bruilofsfees klaar, en dan kan jy met Rachel ook trou. Ons nog getrou. En daarna moet jy vir my 7 jaar werk. Dis die ooreenkoms. En hy sê ja, is reg. En dit was Laban se plan. En sien dit het vir hom nogal goed uitgewerk. 14 jaar het hy uiteindelik hierdie man gehad het om geld. Nou wat nou van Lea aan die ander kant? Wat was Lea se lot? Wat het die arme, ek wil amper sê die arme ding, met al hierdie skelmstreke van haar pa en hierdie nuwe man van haar, eindig sy nou op, sy is getroud met 'n man wat nie vir haar lief is nie. Hy is nie lief vir haar. Hy trou die week daarna met sy ware liefde, met Rachel. Kan jy dink hoe daai arme mens gevoel het? Hoe moes Lea voel? Haar hele lewe lang was sy ou lelike Lea en ou pragtige Rachel. En sy het waarskynlik vir haar hele lewe lank in hierdie skadu gewoon van, sy's die ouer dogter, maar sy bly in hierdie skadu van die mooi jonger sussie.
En daar kom haar pa, en hy laat haar trou met dieselfde man, as wat haar jongsussie trou, en nog erger, haar jongsussie is sy ware liefde. Kan jy dink hoe erg daai huwelik moes wees? En jy dink jou huwelik is taai. Nee, daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. In die laaste verse van die teks is die hartroerende. Ons sien dan dat Lea worstel met hierdie saak oor haar kinders wat gebore word. En elke keer wanneer haar kind gebore word, dan gee sy hierdie naam vir die kind, en as dit so asof sy sê, dalk nou, sal hy nou my raak sien, sal hy nou my lief wees. En dis hoekom sy hulle die name gee. Reuben beteken, ek is gesien. Simeon beteken, ek is gehoor. Levi beteken, ek is verbind, of ek is verbonde aan hierdie persoon. En met elke kind se geboorte sê sy, dalk sal hy my nou sien. Dalk sal hy my nou hoor. Dalk sal hy nou in my vaskleef. Dalk sal hy nou vir my lief wees. Maar dit gebeur nie. Vers 35 sê, toe sy by die 4de een kom sê, en sy het weer bevrug geword, en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem, en sy het opgehou om te wag. Dit is wat uiteindelik met Lea gebeur. Nou wat beteken dit vir ons? Wat moet ons hieruit leer? Wat is die toepassing met ons? Soos wat die evangelie bring altyd slegte nuus, maar saam met dit ook altyd goeie nuus. Maar die goeie nuus is altyd beter as die slegte nuus. Daar's altyd 'n silwerrandjie. En hier sien ons ook, hier's 2 slegte goed wat ons sien en 3 goeie goed wat ons leer. Kom ons staan eers stil by die slegte. Die slegte ding wat ons hier leer is dat sonde is meer as net 'n daad. Baie van ons dink, my sonde is nou maar my sonde. Ek het nou maar ietsie gedoen, en dit was nou daai oomblik het ek fout gemaak, en ek het droog gemaak, en ek het gemaak soos ek wil, en dis nou hierdie oomblikie is dit my sonde, en dis nou klaar. En dis baie meer as dit. Wanneer jy sondig, ontketen jy 'n verwoestende krag, wat onbeheers in jou lewe is, en jy gaan dit nooit weer kan keer. Kyk wat ek bedoel, kyk na hierdie familie. Jy sit met, dit begin al by die vorige geslagte. Onthou, jy word nie gestraf vir jou ouers se sonde nie. Die vader se sonde word besoek aan die kinders beteken nie, jy word gestraf vir wat hulle doen nie. Maar jou ouers het 'n invloed op jou. En jy leer by hulle daai sonde doen. En jy gaan uiteindelik pa staan vir jou eie sonde, maar so dra die sonde van een geslag na die volgende oor. Want Isak het vir Jakob een kant toe geskuif. Hy het vir Esau voorgetrek. En wat doen Jakob uiteindelik in sy huwelik? Hy trek vir Rachel voor en hy skuif vir Lea een kant toe. Sien dit loop deur. Vat bietjie na jou eie, kyk van jou eie lewe. Is daar nie goed wat jy as jy toe jy 'n kind was en jonger was, jy gesê, ek sal dit nooit doen in my kinders. Toe jou pa jou so gelooi het of so lelik gepraat het, of iets gesê het, sê ek sal dit nooit in my kinders doen nie. En vandag doen jy presies dit. En ek self ook my pa het so 'n paar goed gehad wat hy gesê het, wat my geïrriteer het, grensloos. En vandag sê ek dit vir my kinders. Dit is so asof dit kom maar net deur, is daai goedjies hak vas iewers. Dieselfde hier. Kyk wat gebeur as jy nou deur hierdie verhaal verder gaan, wat gebeur? Uiteindelik sien ons dat Lea se kinders haat Rachel se kinders. Rachel het net die 2 kinders gehad. Josef, die man met die mooi kleed, en Benjamin. En hierdie ander kinders, Lea se kinders, haat hierdie kinders. En daarom dat hulle uiteindelik vir Josef verkoop, maak of hy doodgemaak is, en dan vat hulle die kleed vol bloed en sê, kyk pa, hy is doodgemaak. So wat gebeur uiteindelik met die sonde? Wat al van generasies oordra, dit maak net nog sonde. Dit maak vir Jakob self die lewe hel. Hel bring hel voort, sonde bring sonde voort, leeds bring nog leeds voort. Dis die ding. Sonde is nooit net 'n daad en sê, ja, maar dis maar my sondetjie, dis nou maar my daad nie. Dit het 'n ripple effek. Dis soos wanneer jy klip in die water gooi en daai rippels begin uitgaan en sonde hou net nooit op nie. Daai rippels hou aan en aan en aan en aan deur die generasies. En dis die eerste slegte nuus wat ons hier leer. Die tweede ding wat ons hier leer wat sleg is dat hierdie lewe hier en nou word gekenmerk deur teleurstelling. Lea, ek moet sê, ek sê vanoggend vir alleen, mens kry eintlik nou jammer, arme Lea, so lief is wat mens vir haar kry, verteenwoordig sy hier iets baie negatief in die verhaal. Jakob kom op die troue, is opgewonde, hy gaan uiteindelik vir Rachel kry, uiteindelik het ek vir Rachel. Maar as die son opkom, dan is dit Lea. En hierin leer ons iets van hierdie gevalle wêreld waarin ons leef. Die goed waarop ons hoop,
Daai goed wat jy hoop is 'n Rachel, is altyd net 'n Lea. Is altyd. Kom ek verduidelik dit so. Het jy al regtig na iets uitgesien? Kom ons sê jy gaan met vakansie. Sien uit na die vakansie. Man, ons beplan, ons gaan so maak en dit gaan soos daar kom, as by die see kom, dan gaan dit so wees en ons gaan dit doen en dat doen en al die goedjies doen. En dan kom jy daar en as dit bewolk en dit is reënerig en daar's 'n klomp mense en jy kan nie beweeg nie en dit is ongemaklik en dit is nie sleg nie. Dis daarom met vakansie. Maar dis nie so wat jy gedink het. Jy het gedink dit gaan Rachel wees en toe is dit Lea. Mense dink altyd dis hoe ons werk. En dis wat die wêreld, ons leef in 'n gevalle wêreld, niks is ooit wat ons dink. Jy dink in jou kop, as ek klaar geswat het en ek gaan hierdie werk kry en ek gaan hierdie status kry en ek gaan soveel opmaak en ek gaan dit doen en ek gaan dat doen. En dan kom jy daar, gedink is Rachel. Nou werk jy self morsdood nie, of steeds nie eintlik wat jy wil hê nie. Dit is altyd net Lea. As ek net eendag hierdie aantreklike man ontmoet, as ek net met daai pragtige vrou kan trou, as ek eendag daar kan aftree, as ek soveel geld in die bank het, as ek Rachel kan kry. En as jy daar kom, keer op keer, is dit Lea. As jy hoop op die goed van hierdie wêreld plaas, gaan jy agterkom dat jy nooit gaan tevrede wees nie. Jy gaan nooit tevrede wees nie. Dit gaan altyd Lea wees. As jy iets van hierdie wêreld die middelpunt van jou lewe maak, as jy iets gaan verafgod, jou man, jou vrou, jou huwelik, jou kinders, jou ouers, jou geld, jou status, jou loopbaan, jou voorkoms, wat ook al. Wat ook al vir jou so belangrik is, as ek net dit het, dan gaan ek gelukkig wees. En jy keer op keer sien. Jy gaan dink is 'n Rachel tot jy dit het, dan gaan jy sien is Lea. Want jou siel soek iets meer. Jy is gemaak om in die ewigheid te wees. En jy gryp net vas aan aardse goedjies. En dis die probleem. Ek gebruik altyd die voorbeeld, dink maar aan jou salaris. Selfs as ek R1000 of 2 kan meer kry, en dan kry jy dit, is net 'n maand of 2, dan as jy gewoon daarna, dan wil jy nog hê. Want jy smag na iets meer as net hier en nou. En as jy hierdie goed van nou gaan vasgryp, gaan jy dink dis jou Rachel, maar jy gaan agterkom elke keer, dis eintlik maar net 'n Lea. Dit is die ander slegte ding wat jy moet hoor. Die goeie nuus wat ons moet hoor, is dat God werk met swak mense. Wanneer ons Bybelverhale baie keer lees, dan voel ons, ja, hoekom is dit in die Bybel? Dink aan, kyk hoe werk Laban, kyk hoe werk Jakob, kyk bietjie hoe het Abraham opgetree, kyk wat het Dawid later gedoen. En dan voel mense, maar dit is 'n morsige spul. Hoekom is hierdie klomp mense in die Bybel? Want die Bybel probeer nie vir jou mooi verhale gee wat jy moet navolg. Ons het hierdie verkeerde uitkyk in die lewe. Ons dink die Bybel is vol van hierdie mooi helde en heldinne wat ons moet navolg en as ons net dit doen dan gaan ons nou goed wees. En die Bybel vir jou sê, nee, dit werk nie so nie. Hierdie mense is almal 'n klomp sondaars. Die Bybel is nie 'n klomp mooi versamelings van storieetjies nie. Dis 'n verhaal van 'n heilige God wat werk met stikkende mense, swak mense. Mense wat dit nie kan doen nie. Mense wat keer op keer weer in die sonde val en weer dieselfde gemors aanvang. En dis die slegte nuus nie, dis eintlik die goeie nuus. Want dit beteken God werk nie met goeie mense nie, hy werk met ek en jy. Hy werk met ons klomp slegte mense wat hier vandag sit. Ons klomp sondaars, dis met wie hy werk. Dis die boodskap. Elke ander godsdiens gaan vir jou sê, jy moet die leer opklim en jy moet presteer. Die evangelie is die enigste plek waar jy gaan hoor, jy kan nie opklim nie, daarom het God afgeklim. Daarom het hy na ons toe gekom. Daarom het hy die lewe geleef wat ons moes leef en gesterf wat ons moes sterf. En dis hoekom die verhaal hier is. Nie om vir ons te wys hoe goed is die mense nie, maar om vir ons te wys hoe groot is God se genade. En dis die eerste ding wat jy moet raak sien. Die tweede ding wat jy moet raak sien is God werk ook deur swak mense. Laban het regtig vir Lea seer gemaak. En Laban het regtig vir Jakob seer gemaak. Maar as jy uiteindelik gaan kyk wat met hulle gebeur het, dan sien jy daar's tog 'n doel daarin gewees. Daar's 'n rede hoekom hierdie dinge gebeur het. Weet baie mense sal sê, hoekom het hy nie net geprotesteer nie? Toe hy nou vir Lea kry, hoekom het hy gesê ek soek nou Rachel, dit was ons ooreenkoms en klaar. Hoekom het hy daarop aangedring? Want weet jy wat, hy het besef, hy doen presies dieselfde. Hy het homself en sy skoonpa begin sien. Want wat het hy met sy eie pa gedoen? Het hy nie ook maar om bedrieg nie? Is dit nie presies dieselfde ding wat hy gedoen het nie?
En daarom het hy uiteindelik begin draai. Uiteindelik het hy perspektief gekry en hy het gesê, maar dit kan nie so wees nie. En dalk het jy vanoggend hier wat jy sit, het jy dalk 'n Laban in jou lewe. Dalk sal iemand jou grensloos irriteer. Maak die lewe vir jou hel. En dalk moet jy dalk net 'n bietjie terugstaan en sê, maar hoekom? In plaas daarvan te sê, Here, hoekom het jy hierdie Laban oor my gestuur? Vat hom weg. Dan moet jy dalk net besef, weet jy wat? Hy of sy is dalk vir 'n rede in jou lewe. Want God is besig om in jou ook te werk. Want hy werk deur mense en so vorm hy my en jou ook. En dan laastens moet jy raak sien, God werk nie net met swak mense en deur swak mense, hy werk in swak mense. En dit sien ons weer in Lea. Lea worstel met hierdie vraag. Wat moet sy nou doen? Sy is nie die walglike omstandighede, hier huwelik vasgevang. En sy, ek kan net myself indink, sy het seker baie keer vir haarself gesê, ja, ek het nog altyd geweet ek's die lelik een, ek het nog altyd geweet ek's die eenvoudige een. Ek's nooit goed genoeg nie. Almal is beter as ek. Hoe gaan ek hier uitkom? En die ergste is, nou word dit elke dag in haar gesig gevryf. Haar man is ook getroud met haar beeldskone sussie. Sy leef met dit elke dag. Hoe gaan sy nou maak? En dan aanvanklik gryp sy na haar man. Sy hoop hy gaan haar verlos. Sy draai die hele tyd na hom toe. Tot in die heel einde, dan sien ons, dan kom eers die uiteindelike radikaal verandering in haar hart. Want elke keer as sy 'n kind gehad het, dan sy gesê, dalk sal hy nou vir my lief wees. Dalk sal hy my nou raak sien. Dalk sal ek nou goed genoeg wees. En dan tot in vers 35, die laaste versie wat sy sê, nee, ek sal nou my hoop op die Here plaas. Wat het gebeur? Lea het begin vashou aan die beloftes van die Here. Sy het begin vashou aan die belofte van verlossing, aan die belofte van 'n Messias. Sy het gesien, dit gaan nie werk nie. Ek kan nie my alles op my man plaas nie. So wat het sy gedoen? As gevolg van hierdie lyding het sy opgehou om na 'n man toe te draai. Sy het opgehou na haar kinders toe te draai. Sy het opgehou draai na dit wat die wêreld bring. Sy het gesê, ek gaan die Here vertrou. Ek gaan die Here prys. En daar het haar swaar kry tot einde gekom. Daar het sy haar lewe teruggekry. Kyk bietjie mooi, wat is die vierde kind se naam? Kind se naam is Juda. Toe sy uiteindelik nou besef dat sy nie by haar man gaan kry dit wat sy gedink het sy gaan nie, want niemand kan nie. Jou man kan nie jou alles wees nie. Jou vrou kan nie jou alles wees nie. Al wat jy gaan doen is jy gaan jou huwelik vermors, want jy gaan soveel druk sit op jou man of jou vrou en dit gaan breek, want niemand kan daai las dra nie. Toe sy dit uiteindelik besef, maar ek moet na die Here toe gaan. Toe sê sy, maar daar lê 'n oplossing. Ek moet my rus by die Here vind. En daarom noem sy die kind uiteindelik Juda. En wie was Juda? Juda was die een uit wie Jesus gebore word. So God kom na Lea en hy sê, jy sal die moeder van Jesus wees. Want Juda is die saad. Met ander woorde, sy is die saad. Lea, die buitestaande, die lelike eentjie, die iemand uitgeskuif is, die onaantreklike. Sy word uiteindelik die nageslag waaruit Jesus gebore word. Hoekom het God daar gekies? Sien dit in vers 31, daar staan, toe die Here sien dat Lea nie geliefd was nie, het hy haar moederskoot geopen. Die Ou Testament leer ons hier iets wat ons in die Nuwe Testament ook baie keer duidelik sien. En dit is dat God het die lief wat ander nie lief het. God reik juis uit na die wat onderdruk is, juis uit sy hart van genade uit. Hy trek juis die wat die wêreld nie wil hê nie, die vat hy. Hy is genadig. En hy sien hierdie vrou wat nie geliefd is nie en hy sê vir haar, maar ek sal jou bruidegom wees. Ek sal jou maat wees. En dis wat Jesus Christus ook vir ons kom leer in die Nuwe Testament. Hy sê, ek is die bruidegom. Hy is nie net die koning en ons die dienaars, of hy is die herder en ons is die skape nie, maar hy is ook die bruidegom en ons is sy bruid. Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom om te leef en te sterf. Dit wat ons moes doen, lewe wat ons moes leef, die dood wat ons moes sterf, sodat wanneer ons na hom toe kom, dat ons sy bruid kan wees. En hoekom doen hy dit? Sodat hy vir ons kan wys daardeur, dat al lyk jy vir die wêreld soos 'n Lea, jy wat 'n gelowige is, jy is vir Christus 'n Rachel. Al voel jy dan, maar kyk hoe stikkend en seer is ek. Ek het niks om te bring nie, is lelik. Sê die Here, jy is vir my Rachel. Jy is myne. En ek hou jou in die holte van my hand. En daarom, geliefdes, om konfronteer hierdie teksie ons vanmôre met die vraag, met eintlik vir onsself te vra, waartoe draai jy in jou lewe? Wat is vir ons belangrik? Vir Jakob was dit Rachel, vir Lea was dit aanvanklik haar man en haar kinders, ag en ons het dieselfde moeilikheid.
Hoeveel keer hou ons eerder vas aan die kinders, my huwelik, my ouers, my loopbaan, my voorkoms, my geld, my status, my boerdery, my wat ook al. Dit is uiteindelik vir ons belangrik. Elke keer wys God vir ons, keer op keer, dat niks in hierdie wêreld kan vir jou gee wat hy vir jou kan gee. Dis net by hom wat jy hierdie ding kan kry. Net by hom kan jy ware rus en vrede vind. Ten spyte van jou ongehoorsaamheid en jou dwaling, sal God nie teleurstel nie. Want in sy oë is jy wat 'n gelowige is jy sy raag. En hou jou vas. En daarom werk hy met swakkes en deur swakkes en in die swakkes. Geliefdes, daarom is daar hoop. Nie omdat ons so sterk is nie, maar omdat God so genadig is. En daarom, wanneer jy dalk hier sit vanmôre in borstel, jy sê, ja, weet jy wat, ek gryp op aan mekaar na dit en na dat, en na my familie en my kinders en my man en my vrou en al die goeds belangrik. En hoop ek dat jy ook soos Lia uiteindelik by die punt sal kom en sê, en nou sal ek die Here prys. Dis waar ek my rus vind. Dis my anker. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, hoe skuldig staan ons as ons hierdie verhaal hoor, want wie van ons gryp nie na die dinge van hierdie wêreld nie? Hoeveel keer sê ons ook nie, maar nou sal dit met my beter gaan. As ek net dit of dat het, as ek hierdie persoon het, of as ek hierdie loopbaan het, of as ek hierdie hoeveelheid geld het, dan sal ek gemaklik lewe. Dan sal ek rus en vrede vind. En keer op keer, en baie van ons wat hier sit kan dit erken en bely, keer op keer, dink ons dis 'n Rachel, maar uiteindelik is dit maar net Lia. En dankie dat U vanmôre vir ons U woord kom oopbreek. Dat ons weer gaan kyk na ons lewens en regtig gaan bepaal, waar lê ons sin in hierdie lewe? Na wat gryp ons? Wat hou ons vas? Here, mag ons soos Lia uitroep, die keer sal ek die Here prys. Mag ons aan U vashou alleen. Help ons, Here. Lei ons deur die Gees, sterk ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.